As sy, dis die 23 Oktober 2025 en julle is ingeskakel by Bikerhart Radio. Saam met my natuurlik vanaand is niemand anderste weer eens ons kraanfighter Mike Bolhuis. Mike, goeienaand, hoe gaan dit met jou? Goeienaand julle, nee, dit gaan goed. Ons vaar die trein, reg gereed, gewillig om julle te help en te ondersteun met inligting. Maar vanaand bring ons 'n onderwerp wat diep sny, wegloopkinders. Dis nie net 'n statistiek of 'n opskrif nie, dis 'n kind, 'n gesin, 'n gemeenskap in pyn. En saam met Mike vanaand delf ons in die redes, die gevare en die pad terug. Want elke kind verdien om gesien, gehoor en beskerm te word. Mike, as ek so kan begin om 'n vraagie of twee net te vra. Wat is die mees algemeenste rede waarom kinders vandag weghardloop en hoe betrek misdaadnetwerke of bendes dikwels hierdie kinders? Alright, so ons gaan nou seker so 'n halfuur die ding mooi unpack. Die eerste ding waar ou moet na kyk is presies soos die vraag vra, wat is die redes? Hoe sal 'n kind 'n huis verlaat? Nou, ek gaan 'n paar voorbeelde noem, maar daar's meer. Daar kan ernstige geweld in die huis wees. In ander woorde, ma en pa baklei baie en die kinders baklei onder mekaar en almal baklei met mekaar. So aanhoudende geweld wat gepaard gaan met, sê maar, drankmisbruik en of selfs seksuele teistering. En dan natuurlik verder op en erger, kyk ou na verkrachting van kinders, uitbuiting van kinders in 'n seksuele vorm, in ander woorde, oor 'n lang tydperk, molesterings ensovoorts, en dan wat oorsaak natuurlik 'n voortrekkery, ernstige intimidasie en beïnvloeding. Al hierdie goed het 'n ewige effek veral op meisies wat wegloop. Maar dit kan met seuns ook gebeur, is net in 'n mindere persentasie. Ek sou sê 30% seentjies en 70% meisietjies. En dan praat ons van ouderdomme van enigiets waar kinders kan wegloop, sodra hulle bietjie streetwise is, hang af aan watter area hulle self bevind, maar van 12, 13 af alself, waar hulle sou wegloop. En obviously 90% van hulle word gevind en teruggebring, en dis wanneer partykeer al hierdie gruwelmisdade dan vorendag kom. Die ander rede hoekom kinders wegloop is as hulle bietjie ouer is en hulle dink hulle is nou verlief en hulle het 'n troumaatjie ontmoet en hulle is nou net nie meer lus vir wet en orde en reëls en regulasies en skool en ouers en almal op hulle nek en hulle maak 'n absolute onprofessionele, oningeligte, onnosele, stupid besluit. En ek hoop van die kinders luister na wat oom Maatjie sê en dink dit is beter daar buite en ons gaan nou saam weghardloop. Die kry ons nogal gereeld. En daarbey kan jy gepaard gaan kry dat hulle reeds dwelms gebruik of met 'n kliek of 'n groep betrokke is. En hulle wil net die vrye wêreld daar buite kan beleef en ervaar en dink hulle kan sommer op die pad spring, duim gooi en wegkom van alles af. Sommer in hierdie insetsel wil ek bysê dat die kinders wat luister moet weet dat jy gaan nie eers 'n halfdag ver kom nie, want daar's 'n verskeie goed wat met jou kan gebeur. 1, as jy nie geld het nie, dan gaan jy nie blyplek hê daai aand nie. Dan bly jy in die bos of langs die pad of wherever of wie jy ook al opgetel het. Met dit kom ander ernstige challenges waar jy selfs beroof kan word en hulle jou net met jou klere nalaat, waar jy verkragt kan word, waar jy steel kan word en as mens verkoop word. Ja, kinders, dit gebeur, dit word genoem human trafficking. So, al hierdie gevare is daar in ons land en dit gebeur. So, julle moet dit in ag neem as julle die dag dink, ons gaan nou gou in groot verliefdheid die pad vat en ons wil nie meer in die huis bly nie. En baie keer speel hier ook armoede en dit is net nie lekker by die huis nie. En al die situasies en invloede het 'n effek op hierdie kinders se besluit en hulle maak daai emosionele, onnosele en stupid besluite partykeer.
Nou daar's nie 'n groot persentasie wat dit doen nie, maar dit gebeur. En gewoonlik kry ons hulle ook terug, of die ouers kry hulle terug, of 'n gemeenskap, want hulle kan baie vinnig sien dat as jy wil waai, dan kos dit geld, is nie veilig nie, en veral die wat weet, en bietjie meer weet wat in die land aangaan, dat daar is misdaad, en misdaad kan met hulle gepleeg word, en hulle moet uiters versigtig wees. Soos ek nou gesê het, julle as jong mense moet luister hierna. Die lewe daar buite is baie duur, baie gevaarlik. En jy moet in jou ouer huis bly tot jy groot is en werklik waar self op jou eie voete kan staan. Maar ek kom later by wat doen 'n kind as dit ondraaglik is en hy kan nie meer in die huis bly. So van die voorbeelde wat ek hier genoem het, is daar baie ander wat 'n ou nou kan bysit. Maar grootendeels sal iemand nie sommer, en dit is met diere ook so interessant. Ek sien dit onder diere hierso, wat ek aanhou. Diere sal by jou bly, soos die flaminke en al die voëls. Maar die oomblik as die ouens met verskriklike quadbikes hier ry, of crackers gooi, of enigiets van die aard, soos wat ons jare terug beleef het, en ek het hulle aangespreek en hulle het gestop. Jy weet, dan staan hy voëls van die eiers af op en hulle is weg. Hulle broei nie weer nie, en die diere gaan soek skuilings in allerlei plekke. Hulle kan dit nie verdra, want dit die omstandighede is ondraaglik vir hulle. En vir kinders kan dit ondraaglik raak in die huis. En dis wanneer ons dan moet toetree, autoriteite, familie en vriende en spesialiste om te help dat die omstandighede in die huis verbeter. Want ek wil hierdie baie belangrike ding noem, spesifiek vir ouers nou. Jy moet jou kind so goed ken, dat jou kind geïdentifiseer kan word as hy iets antisipeer om te doen. In ander woorde, jy moet kan sien as jou kind wil wegloop. Jy moet kan sien as jou kind wil iets verkeerd doen, of by verkeerde maats betrokke raak, of verkeerde enigiets wil aanvang, of nie wil leer nie. Jy moet jou kind so ken, dat jy kan sien wat jou kind verkeerd doen, en wat verkeerd wil doen, en antisipeer om verkeerd te doen. Want as jy dit nie doen nie, ken jy nie jou kind nie. En ons het laas keer gepraat oor die selfone. Jy moet 'n behoorlike verhouding hê met jou kind, waar daar 'n vertroue is, dat jy die kind, die seun of dogter, die selfoon vir jou ter enige stadium kan gee, en kan wys hoe daai kind leef. En as daai kind enige probleem het, met jou enige tyd kan praat. Want as daar nie daai verhouding is nie, as jy nie die go-to guy is nie, ons het dit in diepte bespreek al voorheen, dan gaan jou kind liefde soek in 'n verkeerde plek. Met ander woorde, as die kind nie jou as pa of ma sien as die hoof van die huis, en in liefde as die liefdegewers en die versorgers, en die wat na jou omsien, en na hulle kyk, en grootmaak, en die beste vir hulle bied, en beskerm, en daar vir hulle is, as go-to guys. Wat dink jy gaan die kinders doen? Hulle gaan al daai wat hulle nodig het, soek by 'n ander plek. En waar kry hulle dit gewoonlik? By jong laities wat hulle misbruik, of andersom, by verkeerde vriende, en dan op sosiale media, by verkeerde groepe en platforms. Dis die 3 groot goed wat 'n kind heeltemal, geheel en al, kan verniel. Nou, ons het al oor die skoolsituasie gepraat, hoe gevaarlik dit al daar partykeer kan wees, en hoe kinders daar self seksueel aangeval kan word, geboelie word, gecyberboelie word. Boeliering in die skole, fisies, emosioneel en cybergewys is fenomenaal, dis groot. Kliks, groepies, gangs, intimidasie, spot, terg, en, het 'n ewige effek op 'n kind, kan 'n kind terughou. Hy kan die beste sportman gewees het, as hy al die goeie dinge in die lewe gehad het. Maar omdat hy dit nie het nie, val hy heeltemal weg. Want hy kry nie goeie kos by die huis nie, hy kry nie liefde en aandag nie, hy kry nie goeie opleiding by die skool nie, hy word nie beskerm en bewaar. In ander woorde, hy het nie idilliese, korrekte en behoorlike omstandighede waar hy hom of haar kan bevind om sodoende te kan floreer en te kan
die beste wees van die beste wat hy kan doen, want hy het nie dit wat hy nodig het om dit te word nie. Hierdie is 'n baie ernstige stelling hierdie. Want as die omstandighede by die huis nie reg is nie, dan sal die omstandighede oorspoel dat dit nie by die skool reg is nie, want dan kry jy rebelsheid. En as die omstandighede in die skool nie reg is nie, dan sit jy met 'n wettelose kind. En dan sit jy met 'n kind wat moontlik wegloop. En onthou, wegloop is nie noodwendig wegloop en kom nooit weer terug nie. Wegloop is soos in, wil glad nie by die huis wees nie. En kom nooit huis toe omdat hy geforseerd is of sy geforseerd is. En wat is erger as om jou kinders in die huis te hê en jy weet vir 'n feit, hulle wil nie daar wees nie. So mense, ons het al hoeveel keer oor hierdie ding gepraat, oor jou kinders is jou absolute, algehele investment. There's no greater investment. En as jou kinders nie behoorlik na omgesien word nie, gaan hulle uitdraai en hulle gaan vir jou 'n teleurstelling wees vir hulle self, vir 'n gemeenskap, en hulle gaan 'n probleem wees en dieselfde probleme optel in hulle lewens ook. So wegloopkinders is 'n groot ding in Suid-Afrika en dit word nie altyd in die media en oral geopenbaar nie, maar ons stuur maar projekte uit en ons sal hierdie gesprek ook uitstuur en net weer 'n bewusmakingsprojek maak om dit te verhoed. So net om vinnig te hardloop oor hoe verhoed jy dit? Die belangrikste is om 'n sit-down te hê met jou kinders gereeld, kwaliteit tyd. Die belangrikste is om te sit en te weet waarmee is jou kinders besig. Op die selfoon, sosiale media, maatjies, vriende. Die belangrikste is dat jy weet wat gaan aan op skool. Hoe doen jou kind op skool? Hoe is onderwysers met hom of haar of ander kinders, sodat jy weet, sodat jy kan toetree as ouer. Die belangrikste is, ek noem al hierdie goed die belangrikste, want dit is die belangrikste, is dat hy ordentlik en goed eet. Gesond eet. Hou hom weg van die vinnige, stop hom 'n pizza in die lyf of 'n burger, want jy wil nie kos maak. Jy sal moeite moet doen en behoorlike kos maak in die huis. 'n Behoorlike ontbyt, behoorlike middagete. Ek meen, as jy 'n verdunde diesel in jou engine gooi, wat dink jy gaan gebeur? As jy nie skoon diesel ingooi nie, is daar probleme. En julle ken deesdae, die boewe verdun daai diesel met parafin tot 47%. It's shocking. En jy moet kyk wat doen dit aan engines oor 'n tydperk. So wat jy insit in jou kind, geestelik, emosioneel, fisies en materieel, is die bepalende faktor wat jy in jou investment later gaan sien. Want onthou, later as jy oud is en met 'n kierie loop, moet hulle na jou omsien. Dis hoe die Bybel dit beplan het. Die belangrikste ook is dat jy en jou kind 'n verhouding met die Here het. Jy en jou kinders, jy en jou vrou. Die belangrikste ook is dat jy 'n voorbeeld vir jou kinders moet wees. Dat jou laaitie eendag na jou toe sal kom en sê, I want to be like that. Ek wil soos my pa wees. Wie is my hero? Is my pa. Wie is my hero? Is my ma. As jou kinders nie na jou toe kan kom en sê, hulle is trots op jou, hulle kyk op na jou, hulle glo jou, vertrou jou, hulle is lief vir jou, hulle kan nie sonder jou, en hulle mis jou, en hulle wil met jou tyd spandeer, en hulle kan nie genoeg kry van jou. Hey, dis moeilik hoor. Hierdie is baie moeilik. Maar dan faal jy nog steeds 'n bietjie. Dan moet jy nog harder probeer. Ek sê weer, jou kinders is jou greatest investment. As jy nie jou als gaan gee vir die kinders, wat die Here van jou verwag, gaan jou kinders 'n teleurstelling wees vir hulle self, vir jou, en waar hulle ook en jy ook al julleself bevind, vir almal om mekaar en vir mekaar. And it's a lose-lose situation. There's no win-win here. So net om terug te kom weer, dis die belangrikste punte. En die heel belangrikste wat uitstaan bo al hierdie goed, is jou verhouding met die Here. Verhouding met die Here is die brille op die kop. You're gonna see it. En dit is belangrik dat die kinders dit verstaan. En dat die kinders weet, dit is jou liniaal. Maar weer eens ouers, baie belangrik dat jy die voorbeeld lewe. Jou kinders moet jou beny. Hulle wil graag wees soos jy. Jy lewe reg, hulle wil lewe reg. En hulle sien, omdat jy reg lewe, is dit suksesvol. En hierdie goed hang nie van geld af nie. Ja, geld maak 'n groot verskil in sekere goed, maar op die einde van die dag, as jy reg lewe in God, gaan jy altyd somewhere along the line, in jou verhouding,
gehelp kan word deur ander Christene wat jou help en ondersteun om al hierdie ander goed na te kom. Die meeste van hierdie goed, behalwe die kos, is iets wat jy werklik self as persoon en ouer kan doen. En dan, jy weet, jy moet jou kinders ook gereeld mee praat oor ander maatjies. Want dit help nie net jy kyk na jou kinders nie, jy moet die maatjies wat 'n probleem is in die skool ook probeer help. En kyk of jy die ouers daar ook kan help met kinders wat wil wegloop of wat 'n probleem is. Of wat glad nie in die huis wil wees nie en renons het vir enige wet en orde en reëls en regulasies en wil net vlug en ontslaa raak van enigiets wat goed is en net betrokke wil wees met wat sleg is. Daai kinders kan jy vinnig identifiseer deur jou kinders en dan help en met onderwysers bespreek en uit te reik na kinders. Hierdie is alles werk en is nodig. En intussen moet jy nog jou werk doen, geld verdien en na jou ander kinders ook kyk. So it's a full-time job. Ek toevallig praat met my tweede oudste dogter vanmôre en sy het, daar's nou 'n derde enetjie op pad. So daar is nie, nou praat ons so vinnig oor wat sy alles deurgaan. It's a full-time job. Sy's 24/7 besig met hulle en invest in hulle en spandeer tyd met hulle. En jy moet na die kleinste en geringste goedjies kyk en hulle is nog jong. Ek dink hulle is 5 en 3. So, en dan is daar nog een op pad, nou binnekort. So, daar is nie so ding soos enigiets anders te voor die kinders nie. It's just them, dit gaan alles oor hulle. Van eetgewoontes tot slaapgewoontes tot kleuterskool, you name it. It's just an ongoing job. En dit is ongelukkig so. En ons moet die armoede in ons land aanspreek. Ons weet julle en baie mense sukkel. Ons weet hierdie land is in absolute misdaad en armoede gedompel. So dit is moeilik. Hierdie is nie maklik nie. Ek het nie begin deur te sê, hoorie ouens, this is easy peasy, kom ons doen gou hierdie paar goedjies nie. Hierdie is die moeilikste job wat jy het, is om 'n ware Christen te wees en 'n ware ouer in hierdie land te wees. Dis die moeilikste job wat daar is, daar's niks moeiliker nie. Jy kan op 'n olieboor gaan werk in die see, dis fisies moeilik. Hierdie is nie net fisies moeilik nie, dis emosioneel, geestelik, materieel, dis in elke level uiters moeilik. Jy moet elke sent omdraai, elke minuut tel en elke oomblik jou verhouding met die Here reghou. Anderste, you'll make mistakes. En jy weet nou, aan die een kant kan ek sug en sê, ja, ek is 65 en al my kinders is uit die huis uit en hulle het kinders. But you know what? En ek het 5 kinders. Het jy nog steeds bietjie verantwoordelikheid nog steeds teenoor hulle en moet jy nog steeds met hulle tyd en aandag gee ensovoorts. Maar hulle het die groter verantwoordelikheid want hulle van nou deur wat ek deur gaan het as jong ouer. Maar anyway, so hou die oog op wat in die huis aangaan, identifiseer die situasie altyd. Jou verhouding met jou kinders is die bepalende faktor. As jy sal daar dan optel of daar enigiets verkeerd is, of die kind intensies het om iets snaaks aan te van verkeerd te doen, of antisipeer om iets verkeerd te doen. En dis hoe jy misdaadvoorkoming vir daai kind, in daai kind se lewe kan bewerkstellig. Want op die einde van die dag is die wegloop van 'n kind val onder 'n misdryf. Dis 'n misdaad. Alright, want dit raak dan 'n vermiste persoon, polisie raak betrokke en want dit is nie veilig vir jou om weg te loop nie. Nou, deesdae het die wet is so verslap, so hulle gaan soek nie eers meer vir kinders wat 16 en ouer is, wat wegloop nie, en daar's baie meisies wat op 16 en seuns wat wegloop op 16, en die ouers los dit nou maar ook maar net daar. Deurens, soos ek gesê het, al hierdie goed wat ek genoem het, kan 'n groot rol speel, die misdrywe, die seksualiteit, die armoede, die drank, en enigiets en alles wat in 'n huis aanvang. En dis gewoonlik 'n kombinasie van een en almal, dat hierdie kinders weggaan en nooit weer terugkom, of op 'n latere stadium as hulle ouer is, en baie van hulle, die oomblik as hulle wegloop, val in ander misdade, soos 'n verdere en 'n diepere gebruik van dwelms en drank, prostitusie, en allerlei ander vorms van misdade, en baie van hulle word, ek sal nou nie sê baie, maar van hulle, word verkragt en vermoor. En dit is vir my die ergste, as jy hoor van die kinders by die kus,
wat hulle vind wat verkrag en vermoor is. En jy weet, die media kan net soveel goed plaas. Maar ons wat al hierdie ondersoeke en nasionaal by baie ondersoeke is en betrokke is by geweld teen ou mense, vroumense en kinders, kry hierdie inligting statistieke. Dis skokkend hoor. Ek meen as hulle 'n dooie kind kry, gaan hulle nie net sommer dit in elke dag plaas in die media, maar daar's baie mense wat sterf. En daar's baie mense wat missing is. Daar's heel wat. Dis nie net 10 of 20 nie. En dis oor die jare en daar's baie wat nie gevind word nie. En baie van hulle is wegloop, kinders. So, ons moet klou aan die Here, ons verhouding met die Here, en dit is die absolute bepalende faktor of jy en jou familie in watter level julle self bevind. Ek sê weer eens, dis nie maklik nie. Julle moet verstaan, hierdie is baie, baie moeilik. En dan mag dalk die wat luister alreeds in 'n situasie wees waar die verhoudings al so betroebeld is en so erg is en so lelik is. Dan moet daar nog steeds, en ek gee vir julle nou raad, as die verhouding nou al so sleg is dat julle mekaar nie eens in die oë kan kyk nie en daar haat en nait is, dan moet jy wat hierna luister, die eerste stap in die regte rigting gee en met jou kind sit en sê, ek vra om verskoning vir enigiets wat ek teenoor jou verkeerd gedoen het, of nie as 'n ware ouer vir jou was nie. Kom ons luister na wat oom Maatjie te sê het, kom ons luister saam, kom ons kry ons verhouding met die Here reg, kom ons dien die Here, kom ons vergewe mekaar en kom ons begin oor. Die beste ding wat jy kan doen, is om altyd eers te erken wat jy verkeerd gedoen het, al het jou kinders wat teenoor jou verkeerd gedoen. Dit is nie maklik nie hoor. Hoor nou wat ek vir jou sê, jou kinders mag dalk heeltemal verkeerd wees, en net sê, kom ons sê 10% reg wees. Dan is dit nog steeds jou verantwoordelikheid as ouer, die een wat ouer is en meer kennis het, en wat pa of ma is jou verantwoordelikheid om hy kind terug te wen, met 'n gesindheid van toetrede, nederigheid, vergewingsgesindheid, en dan praat jy die ding uit, of maak dit hoe seer. Onthou, as mense nie teenoor mekaar sit, and say what they mean and mean what they say, it is useless. As julle teenoor mekaar sit, en moet 'n ding uitpraat, en jy weerhou, om dit te sê soos wat dit is, benadeel jy die herstel. Want die ander persoon lei dan af, en almal van ons weet wat is 'n assumption, 'n deduction, 'n afleiding. Is the mother of all? Gaan dit nie sê nie, julle weet. Jy kan nie deursigtig wees nie. You need to say it as it is. Say what you mean and mean what you say. Dan kan jy na 'n punt toe kom. En jy praat altyd eers van jou kant af, wat jy verkeerd gedoen het. Want mense is baie maklik om 'n ding liggies oor te dra. Want hulle is bang dit klink te kras, of te hard, of te taai, of te kwaai, of te verskriklik, of te erg, of onherhaalbaar. Dit werk nie so nie. As jy dit nie presies sê soos wat dit is nie, laat jy die ander persoon na, dat die ander persoon 'n afleiding kan maak. Want jy het 'n halwe waarheid of 'n weerhoudende gesprek gehad en net gedeeltelik genoem. Dit is heel eenvoudig, laat die penny drop. As die emmer tot bo net voor die randjie vol is hy nie vol nie. As hy oorloop, is hy vol. So jy kan tot 90% 'n ding doen en 10% terughou. Dan is dit nadelig. Hallo, is julle daar? Ons luister. Alright, so jy kan tot 90% vertel, maar as jy 10% terughou, is die emmer nog nie vol nie en loop hy nie oor nie. En dit is belangrik om dit te onthou. Wanneer julle toetree teenoor mekaar as 'n gesin, moet julle dit uitpraat, deurpraat, sodat daar nie 'n situasie is van, jy weet, ons weet ma en pa het nie alles gesê nie. Of die ouers sê, ons weet die kinders het nie heeltemal oopgemaak nie. En dan sit jy met 'n situasie, want dit gaan net eenvoudig weer opkom en meer raak en erger. En dan
Hier is die dinge, julle het dit al almal beleef. As daar regtig later weer moeilikheid is, ergere moeilikheid, soos 'n op die punt van geweld, dan ewe skielik skree mense op mekaar en sê, ja, maar jy het dit gedoen, en dan ruk hulle die verlede uit. Soos die ou spreekwoord sê, ou koeie uit die sloot. En dit is wat mense doen. Hulle hou altyd iets terug, en dit is 'n groot probleem, en ons spreek dit altyd aan. En ek sal graag wil hê dat die wat luister, wat sulke situasies in hulle lewens het, maak dit skoon, praat dit uit, sê dit soos wat dit is, en dan gaan julle raad gee. Sulke goed is altyd goed om te record. Moenie skrik vir 'n recording nie, hoor. Julle weet ons record hierdie gesprek en ons stuur dit vir iemand om te luister, dit kan help, want jy kan dit 2 keer luister, dan drop die pen eers. Maar record 'n ding, dan kan jy altyd teruggaan saam en sê, kom ons luister weer wat het ons bespreek. Dis die voordeel van die tegnologie van vandag. En dan daarna, kom ons skryf 'n ding uit vir mekaar. Skryf jy vir my 'n brief, ek skryf vir jou 'n brief. Doen die moeite. Jy sal nie glo wat 'n verskil daai vorms van kommunikasie doen nie. Want dit is drievoud en dit is sterker en dit maak 'n ewige effek, want dit wys die moeite en die diepte van hoe hierdie gesprek en ernstigheid wat hier opgeneem word om dinge reg te stel. Maar anyway, as julle enige ernstige, verskriklike omstandighede het wat julle vind julle kan nie hanteer. Jy kry kinders wat ouers boelie, hoor. Ek kry sake van kinders wat hulle ouers donder. Het gebeur. Ek het al baie oproepe gehad in die laaste 20 jaar van 'n pa of 'n ma wat vir my sê, Laiti is 18 en hy donder hulle. Hy slaan die ouers uit mekaar uit. Dan stuur ons mense en ons tree op. So dit gebeur. As jy in 'n situasie is waar daar is ernstige situasies, dwelms, verkrachting, seksuele misdrywe, geweld, intimidasie en jy dra kennis daarvan, moet jy ons in kennis stel. As jy ander autoriteite ken en vertrou, kan jy hulle in kennis stel. Maar jy kan nie van iets weet en dit nie sê nie, want dan is jy aandadig. Neem kennis, as jy weet iets gebeur in jou buurman se huis of in jou gebied of jou gemeenskap, en jy bly stil, is jy aandadig aan die misdaad. Dit is so goed soos ek en jy loop by 'n swembad verby, en jy val in, en ek weet jy kan nie swem nie, en ek hou aan loop, dan is ek die moordenaar. Onthou dit, as jy weet van 'n misdaad, en jy doen nie iets omtrent nie, veral fisiese misdade, veral waar kinders, ou mense, en vroumense by betrokke is, dan is jy aandadig. En as jy as vrou weet, jou man lol met die kinders in die huis, en jy bly stil, is jy ook die verkragter. En as jy as man weet, jou vrou doen iets verkeerd met die kinders in die huis seksueel, of pleeg misdaad met die kinders, is jy ook deel van die seksuele misdryf. En dit gebeur, jy dink hoe jouself met Mike, dis verskriklik. My liewe mense wat luister, hoor nou wat ek vir julle sê. As ek die sake wat ons al gehanteer het vir julle, jy moet openbaar, slaap jy nie vanaand nie. So jy moet maar self in jou kop dink, hoe erg is dit. Maar dit wat ek hier genoem het, gebeur, van misdade in die huis waar 'n ouer stil bly, of waar kinders stil bly, of kinders oor 'n spesifieke kind stil bly. So jy as kind, wat vir oom Maatjie luister, as jy weet, ma of pa doen iets verkeerd teenoor jou of ander kinders in die huis, en jy doen niks daaromtrent nie, want jy is gedreig en jy word geïntimideer, al is dit hoe erg, moet jy vanaand mooi hoor wat oom Mike sê. Dan moet jy uitreik na oom Mike toe, want anders is jy deel van die misdaad, want jy laat dit toe, per se. Maar anyway, is harde woorde hier op die einde, ernstige woorde, en hierdie is nie net 'n nasionale probleem nie, dis 'n internasionale probleem. So dit is groot hierdie misdade, dis groot die wegloopstories, en is groot die redes vir hoekom kinders wegloop. En dit is baie groot die redes hoekom kinders vandag so wetteloos is, en so vinnig en gou betrokke raak by alle vorms van misdade, soos wat ek reeds genoem het, seksuele misdrywe, ernstige geweldsmisdrywe, en kubermisdade, en enige en ander misdaad waar jy kan dink wat ek hier genoem het. Is daar enige vrae, mens?
Mike, daar was actually vrae verlede keer, want ons het mos hierdie program laat oorstaan. En Ja. daar was 'n dogter wat weggeloop het en dit het viral op social media gegaan. En daar's so baie vrae oor dit na my toe gekom. En dit is nogal 'n Biker Boeta se dogter wat weggeloop het. En toe skielik is daar 'n TikTok video gemaak van die girl in 'n donker area, net met 'n cap en so aan. Toe sê sy wil nie gevind word nie. Jy weet, daar's omstandighede by haar huis gewees. En hoe so 'n TikTok video. Almal het my gevra, mens. Wat is die vraag, mens? Wat is die vraag? Ja, almal het my gevra, mens, hoe, wat noem jy die woord? Ek kan nie, waar kan so 'n TikTok video wees? Kan dit AI generated wees van so iemand wat sê sy wil nou nie gevind word nie, of wat ook al? Ja, ek kan nie daai ding antwoord nie. Ek het dit nie ondersoek nie en julle weet almal en ek wil dit baie duidelik sê. Mike, oom Mike kinders, vir die kinders oom Mike, vir die groot mense Mike, sal nooit 'n uitlating maak oor iets wat hy nie geondersoek het nie. Ja. So ek het nie die video gesien nie, ek kan nie myself daaroor uitspreek nie. Julle kan dit alles vir ons stuur en kan ons volgende week verduidelik wat is AI en of dit AI is. Al wat ek gesê het en ek het dit voorheen al vir julle gesê oor uitlatings oor video's is dat jy moet vandag baie versigtig wees vir platforms en TikTok is een. Is daar enige ander vrae? Ja, almal sê maar net goeienaand. Ek sien nie is mense wat besig is om te tik op die WhatsApp groep en so aan. Maar wat was die groot storie van verlede week? Almal het gevra oor daai spesifieke video, want dit is gesê. Maar onthou nou in die toekoms, né? As jy nou soos byvoorbeeld vanaand vrae kry, né? Stuur dit vir my deur die aand, kombineer hulle. Okay. Want ek kyk nie op daai groep nie. Ek dink Anthony is op daai groep. Dan kan ek en Anthony die goed kombineer, maar ons sal slegs reageer op jou vraag. So, jy stuur dan vir ons en sê, Mike, ons het 20 vrae gekry oor dit, en ons het 1 vraag oor hierdie gekry, en ons het die video saak, en. Kan jy net vir ons, as jy volgende week begin, net op die 3 vrae dan, gekombineerde vrae, net vir ons kort en kragtig verduidelik, dan doen ek dit. Okay, dis 100%. Alright. Ja, dit was maar die groot storie verlede week. Almal sê maar net hallo en daar's nie eintlik vrae vanaand daaroor nie. Dis goed, want dan beteken dit ons het die spyker op die kop geslaan. Hoorie, baie dankie vir die luisteraars, baie dankie vir julle almal. As julle weet van enigiemand wat hierdie gesprek nodig het, stuur dit aan. Dit is belangrik dat julle is 'n baie ernstige gesprek en julle weet ons doen elke donderdag aand ernstige gesprekke. Julle kan altyd vat die vrymoedigheid, stuur ons projekte, stuur hierdie gesprekke aan en julle weet julle kan my altyd kontak of vir Anthony of enige van my span as daar ernstige probleme is. Baie liefde en seën vir julle. Mag die Here julle ryklik seën met absolute wysheid, insig, magkrag, voorspoed, gesondheid, onderskeiding. Mag hy julle barmhartig en genadig wees. Baie dankie Mike. Baie dankie. Ons praat weer dan volgende week.